ons opwerk. Want vandag maak ons klaar hierdie reeks. Hy leef. Die graf is leeg. Dit is so 'n mooi prentjie, dit beeld dit vir my so goed daai uit. Die Sondag wat sekerlik vir ons die mees opgewonde, ophelderende Sondag is op ons Christen kalender, want hy het waarlik opgestaan, 1995 jaar afhangende wat se datum jy gebruik, het dit regtig gebeur. Daar het regtig daai oggend mense na die graf gaan kyk. Jesus was nie daar nie, daar was regtig 'n gehardloop terug na die manne toe, daar was regtig al hierdie goed, twee manne hardloop, hy's nie daar nie, hulle hardloop weer terug, die vrouens bly en Maria Magdalena sien vir Jesus. Ons het 'n ruk terug, die begin van die jaar daaroor gepreek. Al hierdie goed het vanoggend klomp jare terug regtig gebeur, en so, dis nie 'n storie nie, so wanneer jy jou kinders van dit vertel, maak seker, hulle verstaan, dit is feite, dat hulle nie dink dis 'n storie nie. En die kruis het soveel voordele. Die leë graf, daai prentjie, het soveel voordele. En een van hulle is maar die ewige lewe. En ons gaan vandag nog 'n paar ontdek. Voordele van die leë graf. En as jy enigiets soos ek is, gaan hierdie naweek baie keer vir jou oor al daai voordele. Dis hierdie celebration, dis Here, dankie vir dit en dit is dit. Maar daar's iets wat ons so maklik vergeet. En dis hoekom daar dooitjies daar is. Daar's iets wat ons nie geneig is om aan te dink aan hierdie naweek nie. En as ons nie dit besef nie, besef ons nie, soos Hagen gesê het, the full gravity van hierdie woorde leë graf. Dan verstaan ons iets, ons mis iets, maar dit is als deel van hierdie opstanding Sondag. En dis wat ons wil ontdek vanoggend. Ons is so vinnig om een keer 'n jaar opgewondenheid beleef, want hy leef, en die graf is leeg. En dan parkeer ons dit, tot ons weer volgende jaar by Paasnaweek is. En wat gebeur is, ons leef nie in die volheid. Ja, ons het van die voordele, maar die volheid kan ons nie beleef nie, want ons haal iets sentraals uit die opstanding Sondag. En dit het my so geraak toe ek die laaste week of 2, 3 aan hierdie skrif werk. So die tema of die titel is die voordele en die suspense van die graf, van die leë graf. En ons gaan dit saam ontdek. So jy kan jou Bybel oopmaak by Johannes 20. Ons het laasweek Johannes 12 gedoen, dit was die Sondag voor hierdie Sondag, ook in die teks, en vandag is ons by die opstandings Sondag. Ons het gekies om uit Johannes uit te lees hierdie jaar, ons leesplan was uit Markus, Johannes, 21 hoofstukke, the Book of Signs, hoofstuk 1 tot 12, 13, 21, the Book of Glory. Nou gaan dit oor die verheffing van Jesus, en natuurlik werk dit als op na hierdie punt toe. Johannes, soos ek jou laasweek gesê het, skryf, want so lief het God die wêreld gehad, en dan in hoofstuk 20 vers 31 sê, in een van die boeke, sê hy, hier is hoekom ek aan julle skryf, sodat julle kan glo, hy is die Messias. Dis die hele hart agter hierdie evangelistiese boek, en so moet dit nie vergeet nie, ek wil jou net herinner, dit is daai opstanding Sondag, waarin ons nou in die teks klim, dit is daai opstanding Sondag waar die leë graf ontdek is deur die vrouens, wat weer reukolie en al daai dinge wou gedoen het, hardloop terug na die disippels toe, hy is nie daar nie, Petrus en Johannes, chase, hulle gaan, en hulle buk daarin, daar's niks, hulle hardloop weer terug na die manne toe, hierdie vrouens bly agter, en dan kom die engele, en Maria dink dis, is die tuinier, en sy het hierdie ontmoeting, die eerste mens, vir die opgestane Jesus en Maria Magdalena, en wat min mense weet, is hierdie, dat intussen, ons kom nou by ons skrif, dit was al laat die aand, sê ons skrif, daai Sondag, was daar daai 2 disippels op die pad van Emmaus, onthou julle dit, terwyl hulle stap, kom Jesus, die een is Kleopas, ons weet nie wie is die ander nie, en hier's wat min mense weet, as jy jou Bybel fyn gaan lees, en hier is belangrik om te weet vir vandag, dit help ons om
ongeloof raak te sien in ons eie lewens. Jesus het aan Simon verskyn intussen, voor hy aan die 10 of die 11 verskyn het. Iewers, voor hierdie teks wat ons nou gaan lees, het hy al reeds aan Simon verskyn. 1 Korintiërs 15 vers 4 en 5 maak dit vir ons duidelik, en dan is daar nog 'n skrif in Markus ook, ek het nou vergeet waar hy staan, in Markus is daar ook 'n skrif wat dit vir ons uitdui. So hierso is waar ons inkom, vers 19, ons gaan so stukkie vir stukkie deurwerk, deur hierdie 4 verse, dankie Marshall, dit was al laat die aand, dis daai aand, dis daai Sondag aand, en ek het vir jou gesê, dit was die Emmausgangers, dit was die vrouens wat Jesus sien, en ook Petrus het klaar vir Jesus gesien. Dit was laat die aand op daardie eerste dag van die week, daardie eerste dag. Die deure waar die disippels vergader het, was gesluit uit vrees vir die Jode. Kom stop net daar. Dis daai dag nadat ek vir jou alles gesê het, na hulle gehoor het Jesus leef, daar is selfs in daai gebou iemand wat Jesus al gesien het, die opgestane Jesus. En hulle initiële respons is vrees. Is in Lukas, as jy dit lees, selfs twyfel. Imagine dit. Daar's iemand tussen hierdie 10, onthou Thomas is nie daar nie. Judas is dood. Daar's iemand tussen hierdie 10 wat reeds Jesus gesien het. Hulle het die boodskap gekry, hoor jy, ons het hom ook gesien. Daar's ander 2 wat ook sê hulle het hom gesien. Maar steeds is daar twyfel en daar's vrees. Die mens het 'n ongelooflike vermoë om te vrees en te twyfel. Ek weet nie of jy dit agtergekom nie. Jesus sê vir hulle presies wat gaan gebeur. Ouens, hy gaan sterf aan 'n kruis, opgelig word. Ek gaan op die 3de dag, presies. Maar hulle vrees, hulle twyfel. Is that not us? Like jy lees jou woord, ek lees my voor, ek is die voorsiener. Maar dan begin ek vrees. Dan begin ek twyfel. Goed begin hier aan die buitekant van daai geslote deur uitmekaar val. Ek begin vrees. Ek begin twyfel. Dis al laat daai aand. Hoor jy, as dit regtig waar is, waar is Jesus? Sekerlik moes hy aan ons verskyn het. Ons is die top 10 immers. Nee, julle is almal ouens wat weggehardloop het. En steeds kom verskyn hy. God is baie beter as wat ons gedink het. Ja, hy vat hulle aan oor hulle twyfel, maar sy liefde spoel dit toe. En dis die goeie nuus wat ek en jy het vandag. Hierdie ouens is daar binne vir vrees vir die Jode, meer spesifiek vir die Joodse leiers. Hoekom? Want as hulle dit aan my koning kon doen, niks gaan hulle keer. Dis baie bekend gewees dat Johannes was een van hulle. Hy het dalk daai ding oor sy kop gehad. In fact, van hulle het dalk sake gehad wat oor hulle hang. Petrus het immers iemand se oor afgechop. Dalk is daar sake wat oor jou hang. En dis die menslike kondisie. Almal van ons het 'n saak wat oor ons hang. Dis nie 'n swaard nie, maar 'n sonde. En as iets nie gaan verander nie, dan gaan ons in ons vrees bly, ons gaan in ons twyfel bly, ons gaan agter geslote deure bly, ons gaan geïsoleer bly. Dis wat vrees eventually aan jou doen. Dit haal jou uit wat God vir jou het. God het in gedagte dat hierdie kerk by geslote deure deur sal loop, dat Christene hier uit sal loop, maar vrees hou ons. En soos daai klein dogtertjie vir my vreesloos vanoggend gesê het, ek het my lewe vir sy verkondig. Het die Here in gedagte om hierdie 10 bang, twyfelagtige ouens te gebruik om die wêreld te verander. Is jy seker, God? Is daar nie dalk 'n ander span ouens wat nie so vinnig weghardloop nie, wat nie so vreesagtig in die gesig van feite, kan ons dalk net oorbegin heeltemal nee. Wel, as iets daar buite gaan verander, moet daar iets daar binne verander by hierdie 10, is ek reg? En dank die Here, daar's voordele van die kruis. Want hierdie ouens, Petrus, word volgens geskiedenis onderste bo in Rome gekruisig. Iets het verander van hierdie oomblik na daai oomblik. Johannes Patmos toe waar hy doodgaan. En voor dit
sê geskiedenis, Latynse geskiedenis vir ons, hy's in olie gekook. En hy het niks oorgekom nie. Ons weet nie wat om met die ou te gaan doen nie, kom stuur hom weg. Thomas, wat nie eers daar was nie, eventually word deur 4 soldate met spiese doodgemaak. Iets het binne verander, voordat deur daai deur moes kon uitloop. Een of ander voordeel van die kruis moes ingeskop het, en moet inskop hier. As ons die volheid gaan ontvang en verstaan, die volle gewig van die kruis verstaan. En dan kom Jesus. Jesus het toe gekom, daar's ons, Jesus het toe gekom, en tussen, maar verstaan jy die twyfel, dalk is daar verwyd. Jesus, ek het my nette gelos, ek het alles gelos. Is dit? Vrees toegesluit. Het jy ons abandon? Dalk is daar klomp verwyd. Jesus kom in daai omgewing in, en dalk is dit waar jou hart is. Die dinge daar buite het vir jou uitmekaar uitgeval. Vir hulle is dit uitmekaar. Hulle weet nie meer wat's bo en onder. Kan ons vir hierdie ou glo? Wat is ons voorland? En miskien voel jy so, dinge daar buite uitmekaar geval. Hier kom Jesus, en hy gaan staan tussen hulle. Baie spesifieke woord. Nie op 'n afstand nie. Tussen hulle, hierso, hier tussen hulle. Onthou jy die deur was gesluit? Hoe het Jesus ingekom? Die Bybel sê ons nie, maar ons weet die deur was gesluit. Ons as lesers, vir hulle sou dit meer confusion gewees het. Waar ons twyfel leef uit, die deur is gesluit, nou sê hy, wat gaan hier aan? Meer twyfel, meer confusion. In daai oomblik, vir ons wat dit lees, men toe deure stop hom nie. Of hy dit oopgesluit het, deur sy almag, soos toe hy vir Petrus hulle die tronk vat, of hy deur daai deur gegaan het, ons weet nie, maar enigiets is, hy is die Here. Dis die Here, ons weet dit nou, wat daar tussen hulle staan. En hier sy eerste woorde, vrede vir julle. Te midde van vrees, te midde van verwyte, te midde van twyfel, te midde van 'n wêreld wat uitmekaar val, te midde van een ou wat nie daar is nie, 'n ander ou wat homself doodgemaak het. Vrede vir julle. Die antwoord vir twyfelagtige harte, vir harte vol vrees, vir harte vol verwyte, vir Christene wat voel, hy het my in die steek gelaat. Waar is hy? Dis al laat, sien hy nie wat hier aangaan nie. Die antwoord vir al hierdie goed is hierdie een ding, Christus tussen ons. Die nabyheid van 'n lewende God. En dis net moontlik want die graf is leeg. Nou, in die antieke Midde-Ooste was dit 'n manier van groet. Vrede vir julle, shalom. Maar as die prins van vrede, as die een wat die dood oorwin het, dit vir hulle sê in daai omstandighede, beteken dit iets anders. Dis meer gewigtig. Dis nie net, what's up guys? Alles alrighty? Iewers bietjie kos? Hy sien wat daar binne aangaan. En hy sien wat daar binne aangaan. En sy antwoord, sy oplossing is sy teenwoordigheid en sy vrede. Maar dis nie net enige vrede, dis nie hierdie wêreldse blydskap van my bankrekening is vol nie, want dit kan so verander. Dis nie kulturele verwagtinge van vrede nie. Hierdie is volgersvrede. Hierdie is vrede wat Filippense sê, wat alle verstand te bowe gaan. Wel, Matteus 18, jy kan daar bly. Matteus, Jesus is terug hemel toe. Hoe kan hy tussen ons wees? Wel, daar is ewig waar. Waar 2 of 3 in my naam by mekaar kom, daar is ek, dieselfde woord, tussen hulle. Thomas het dit op die harde manier geleer. Hy was nie tussen hulle nie, en toe mis hy die een wat tussen hulle is. En hoe soet is die samekoms van gelowiges nie? Geen wonder die skrywer van Hebreërs sê, moet dit nie net afskeep nie. Moenie 'n gewoonte maak nie, want hy's op 'n spesiale manier hier. Man, ek love hierdie.
Ek love die samekoms van die gelowiges, want ek beleef hom hier op 'n spesiale manier. En dis wat hy aan ons beloof het. En dis wat ons harte nodig het, is hierdie vrede. Ek wil vir jou lees wat dit presies beteken, want hierdie vrede is net beskikbaar vir die in Christus. Jy kan dit nie koop nie, jy het dit, of jy het dit nie. Dis 'n vrede wat ooruit word met vrees. Dit gaan nie weg nie, Jesus het gesê, moenie skrik, hulle het my eerste gehad. Dis nie weg daai nie, maar dis 'n vrede wat hierdie goed begin toespoel, wat daai geslote deur bietjie begin oopmaak, wat ons hier buite laat kan, want niks kan hierdie vrede steel nie, dis nie afhanklik van 'n begrip nie. Dis 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. So as jy wil weet, een van die voordele van die kruis is dit, 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. En hier is die woord, dis Arineo, Arien, en dis waarvan ons die naam kry, dit praat van wholeness. God's gift of wholeness. Dis nie net die afwesigheid van oorlog nie, maar is dit die geestelike vrede en heelheid wat vloei uit 'n right relationship with God. Dis net beskikbaar vir die in Christus. Geen wonder, dit gaan so dol daar buite soms nie. Want mense het dit nie. En mense soek dit in allerhande ander dinge, maar dit is net beskikbaar as 'n voordeel van die leë graf. Vir die wat in dit glo. It's God's gift of wholeness. En dis goeie nuus vir almal wat voel, my lewe begin uitmekaar val. Dis iets wat mens kan verloor. Jy kan hierdie voordeel vir 'n oomblik verloor. Jy voel, man, ek het my vrede verloor. Weet jy waarvan ek praat? Daar's goeie nuus. Ons kom nou by dit. Dis nie dat die Here dit noodwendig net wegvat nie, maar ons doen goed, ons beweeg weg, ons vergeet en ons voel ons verloor dit. Die voordeel van hierdie leë graf. Ons kan 'n heelheid beleef, omdat hy gebroken is, omdat hy gebroken was. Ons kan vrede beleef, omdat hy die absolute verlatenheid beleef het van die Vader. Dis 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. En dan staan daar die volgende vers, Marshall, en gaan gou een terug, skus. En nadat hy dit gesê het, wys hy vir hulle sy hande en sy sy. Ek is soos dadelik, my kop wil sê sy hande en sy voete, reg? En Lukas sê dit, want hy het ook spykers daardeur gehad, maar hier kies Johannes om hierdie intieme, die hande, dis naby, die sy, dis persoonlik. Johannes is die een wat teen hom gelê, dis al so close, dis hoekom Johannes hier op fokus. Hy wys vir hulle sy hande en sy sy. Die disippels was wat? Verheug. Hoe lyk verheug? Het jy al, ek is 'n tennis fan. Het jy al gesien as daai ou daai punt wen, daai groot punt? Het jy al gesien? Wat doen hulle? Come on baby! Ons is so vinnig om dit te doen met ons sport, met ons wat ook al. Maar man, as Christene behoort ons die come on verheug. En dit vloei van wat? Intimiteit en die vrede wat God in jou sit, kan jy te midde van wat daar buite aangaan sê, worst case scenario, ek sterf en ek's vir altyd by hom. Worst case scenario. Maar ons is geneig om ons oë te sit wat hier is en te vergeet van die dinge daarbo. Hulle is verheug. Jesus appeal op 'n manier na hulle senses. Voel my, sien my, hoor my. Hy wil hulle confusion wegvat. Laas toe hom gesien het, was hy verbrokkel. Hy het 'n nuwe liggaam. Ja, daar's gate wat hulle kan wys, wat hy kan wys. Maar hy het 'n nuwe liggaam. En hy wil doubt wegvat uit gelowiges se gedagtes van of hy regtig leef.
Nee, voel, sien, hoor. En dan staan daar, wie het hulle gesien? As jy nou daai teks lees, wie het hulle gesien? Die Here. Baie spesifieke woord. Kurios. The one that exercises ownership. The supreme authority. In daai oomblik, okay, dit maak sin dat hy deur 'n muur of deur kan oopmaak, want hy is die Here. As jy Jesus sien vir wie hy is daar 'n verheuging, is daar 'n volgersverheuging, kan ons dit noem, wat borrel in ons lewens. En as jy soos ek is, verloor jy dit soms, omdat daar goed daar buite aangaan. Omdat wat dalk mag kan gebeur groter is as wat gaan gebeur. 'n Ewigheid veilig by hom. En dan verloor ons dit. Dis die vreugde van God. En dan het ons 'n Psalm 51 vers 14 is vers 12 in die Engels, Psalm 51:14, 12 in English, 14 Afrikaans. Laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur U verlos is. Here, ek het dit verloor iewers. Iewers tussen die verlossing en die vrees en die twyfel en die gebrokenheid van die wêreld, het ek hierdie blydskap verloor. Die engel sê, restore unto me the joy of my salvation. Dis restoreerbaar. As dit verloor is dit nie weg nie, dis dan slegte nuus, maar die kruis vanoggend, die woorde is vanoggend, omdat die graf leeg is, kan die Here selfs jou joy, wat jy aan die begin gevoel het, restoreer. Baie interessant weer die woord wat Johannes kies om te gebruik. Ek wil dit vir jou lees. Ek wonder of ek hom daar opgesit het, Marshall, there is it. Ek gaan nie eers daai Griekse woord aanvat nie, maar glad for grace, dis wat dit beteken. Die koppeling wat hy maak, en dis hoekom dit weer eens net beskikbaar is vir Christene, vir die in Christus, hierdie vreugde. Hy koppel hierdie vreugde aan die genade van God. Dis die vreugde wat kom van iemand wat die genade van God ervaar het. Dit wys na die bron toe. En daarom kan die mense daar buite sonder Christus vir 'n oomblik goed voel. Maar die binne is daar 'n leemte, want daar's nie hierdie vreugde wat alle omstandighede te bowe gaan nie. Die eerste een is vrede wat alle verstand te bowe gaan. Die tweede voordeel is 'n vreugde wat alle omstandighede te bowe gaan. Het julle al Braveheart gekyk? Ek is altyd so versigtig, want ek het so lank terug gekyk en as daar slegte goed in die movie is, ek endorse nie die movie nie. Maar een ding wat ek onthou is dit: they can take our lives, but they cannot take our freedom. En dan charge en almal soos ja. En ek dink dis wat Christene moet wees. They can take our lives. Hulle kan also, they can't take our vreugde. Ek is seker daai Scott het dit gesê. They can't take our vreugde, man, because it's rooted in God's grace, not circumstances. Wat 'n voordeel van die kruis om te hê. En miskien voel jy, man, ek het dit verloor. Daar's goeie nuus. Die Here kan dit restoreer. En dan, laaste gedeelte, hierdie ding wat ons so maklik vergeet. Daai doetjie, die voordele en die van die kruis. Ek wonder of jy al weet, moenie uitskree nie, want dan gaan jy dit spoil. As jy reg is en as jy verkeerd is, gaan jy sleg voel. Maar sê gou vir die persoon langs jou, wat dink jy is dit? Die voordele, sê net saggies, die voordele en die wat? Marshall, geef ons die volgende een. Die voordele en die verantwoordelikhede, meaning responsibility, van 'n leë graf. Askies? Die voordele en die verantwoordelikheid
wat op ons gesit is, omdat daar 'n leë graf is, met die autoriteit wat dit saamkom. Soms vergeet ons daarvan, en ons fokus net op die voordele. Hoor wat sê Jesus hierso. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. Kom sal hy dit weer sê, Johannes haal 'n paar goed uit daar, hy het nie net vir hulle gesê, vrede, lekker guys, hier sê ek, sit jou vinger in my sy, en ek sien hierdie, en okay, vrede weer vir julle nie. Nee, daar tussenin goed gebeur. Hy lig vir ons hierdie goed uit. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Wat 'n verantwoordelikheid vir daai 10 twyfelagtige, vreesagtige volgers wat hou van weghardloop, wat sê ek sal nie, maar dit dan juist doen. Soos ek gestuur is deur die Vader, besef jy die enormiteit, the gravity, nuwe Engelse woord in my vocabulary, dankie. Besef ons die gravity van dit. Nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Dis nog nie Pinkster nie, dit is daai Sondag. Dis nie asof die Heilige Gees onaktief was in hulle lewe nie, maar as hierdie ouens die missie van God verder gaan vat, gaan hulle 'n voorsmaakie moet kry, immers net om daai deur oop te sluit, van autoriteit en bemagtiging en van veerkragtiging. Dis die vermoë om terug te bounce. Hulle gaan dit nodig hê. Ons gaan dit nodig hê. En daarom blaas hy oor hulle. Want as hulle die wêreld gaan verander, gaan hulle autoriteit van God nodig hê, gaan hulle bekragtiging, empowerment van bo af nodig hê. En hier's die deel wat my verstand te bowe gaan. As julle mense se sondes vergewe, is dit hulle vergewe. Wat? Ek dink net God, ja, net God kan so iets verstaan ons dalk nie reg nie. As julle dit van hulle weerhou, dis 'n sterk woord, om iets van iemand te weerhou. Hier's iets great, ek het die oplossing vir kanker, maar ek weerhou. As julle dit van hulle weerhou, bly dit van hulle weerhou, en dit praat van die vergifnis. Een ding wat ons so maklik vergeet, as ons deur opstanding Sondag gaan, die leë graf, is die verantwoordelikheid wat God op daai 10 per implikasie, op hierdie 80 of 90, hoeveel ons ook al lees, gesit het en gesê, ek stuur julle. Ek stuur julle, en daai woord gestuur, soos die Vader my gestuur het, apostelos, dis een Griekse woord, en dan sê hy die ander een, stuur, ek dink hy's daar, Marshall, gaan gou een aan. Daai van die woord, ek gaan ook hom nie aanvat nie, maar someone or something, sending someone or something with a purpose or a mission. The term conveys a sense of authority and intention. In ons verantwoordelikheid wat God ons gee, vind jy 'n rede vir jou lewe. Purpose. Daar's soveel voordele, maar in hierdie verantwoordelikheid vind jy purpose. Man, as ek met jong mense praat, een van die hoofvrae is, waarvoor is, wat is my doel? What's my purpose? Daar's jou doel. Om hom te geniet, om hom te ken, en as 'n gestuurde te lewe, tot jy jou laaste asem uitblaas. It gives you a purpose. It gives you direction. Dis 'n ingeboude voordeel van die leë graf, alhoewel dit 'n verantwoordelikheid is. Want soos die Vader gestuur is. Soos hy vir Jesus gestuur het, so stuur hy ons. Gaan gou die volgende slide, Marshall. Een kommentator skryf dit, he's the great apostle, daar's die teks, they are the ambassadors for Christ, to whom he commits the ministry of reconciliation. He stands in the same relation to the Father as that in which they stand to him. That's massive. God is altyd nog op 'n missie. Jesus se missie was om hier te sterf. Dit wat God begin het verder te vat in Genesis se tye. Nou sê Jesus, okay, hierso,
is die missie, disippels. Dis dieselfde missie, dieselfde God, dis die wil van God, go, vat dit verder. Maar die deur is gesluit, maar die vrees. Hoe gemaak? Het jy al dit gevoel? Ek inherent weet ek moet gaan verkondig, maar daar's vrees. Wat as? Prys die Here, hy blaas oor hulle. Daar's die bemagtiging. Dit is in Genesis 2 ook in die skepping verhaal, die blaas wat lewe gee, die asem van God. Hy gee vir hulle nuwe vermoë, hy gee vir hulle nuwe bekragtiging. Dis wat ons nodig het om gestuurde lewens te lewe. En dan hierdie gedeelte, as julle hulle sondes vergewe, dan sal ek hulle vergewe, dan staan hulle vergewe. Hoe werk dit? In die konteks van hierdie skrif, hier's wat jy moet hoor, want net God kan sondes vergewe. En dit was juist die houe wat die fariseërs gestuur het na Jesus toe. Hoe kan jy dit doen? Wel, hy's God. So net hy kan. Mies wat dit beteken. As ons die boodskap van vergifnis gaan verkondig agter die deur wat soms gesluit is. Gaan gou een vers aan. Kan jy sien, vers 23, as julle mense se sondes vergewe, is dit hulle, kan jy sien, om 'n hulle te bereik, verge julle. Nie nou dit nie, 'n julle, 'n geloofsgemeenskap. As die julle nie besef, daar's 'n hulle wat ons moet bereik, gaan die hulle altyd 'n hulle bly. En hulle sal nooit deel word van die julle nie. En dan sê Jesus, okay, as julle die boodskap aan die hulle gaan verkondig, die boodskap van vergifnis van sondes, wat gevind word in Jesus Christus alleenlik. As julle dit gaan doen, gestuurd leef, bekragtig deur die Heilige Gees, baie belangrik, en hulle glo in dit, dan staan hulle vergewe, want hulle glo in Jesus Christus, die evangelie. Dis nie jy nie, dis net ons wat met die gestuurde autoriteit leef. Jesus doen dit. Gestuurd, bekragtig, gaan, hy sal hulle red. Maar dan is daar die ander kant van die muntstuk. As ons stil bly, as ons agter ons geslote deure bly, wat gebeur? Weerhouing. Besef ons die verantwoordelikheid. Jesus in sy soewereine alwetendheid besluit hy om hierdie 10 mense en hierdie gemeente te gebruik en ander gemeentes om die wêreld te red. Wat Jesus, is jy seker, is daar nie 'n backup plan nie? Sy nie net weer soos 'n 2,5 keer net kom en so half net weer iets doen. Nee, hierdie is die plan. Daar's nie 'n ander plan nie. Dis 'n verantwoordelikheid wat God op elkeen van ons sit. Hoe sal hulle in vergifnis stap? Hoe sal hulle dit ervaar as ons nie ons verantwoordelikheid aanvaar nie? There's no other way. En in dit vind ons mission, ons purpose. Ons vind 'n Jesus wat tussen ons is, want hy is tussen die wat gaan. Hy het gesê, gaan uit, maak disippels, ek sal by julle wees. Ons mis uit op teenwoordigheid as ons toebly agter die deure. Nou, waar challenge die Here jou vandag om uit te kom? Wie's die name waarby jy moet uitkom? Die Here wil jou gebruik. Hy is meer gereed as wat jy gereed is. Die kruis het nie net voordele nie, maar hy het verantwoordelikhede. Ek sluit af en vra vir jou, het jy die vrede van God in jou hart, in jou lewe? Het jy die vreugde van 'n leë graf? Het jy dit? Van ons sit hier en iewers het jy dit gehad. Maar die dinge wat uitmekaar uitval daar, of hier, of waar, wat ook al aangaan, kom skud dit. En iewers verloor jy dit. Iewers is daar nie meer hierdie opgewondenheid oor Jesus nie. Iewers verloor jy jou vrede.
En dan sê die psalmdigter, restore unto me the joy of my salvation. Ons maak ons oë toe. Ek wil graag bid vir die wat so voel vanoggend. Voel of die vrede bietjie geshake is. Voel of die vreugde 'n bietjie weg is. Here, sal U met ons praat nou deur die Gees. Here, van ons sit hier en is gewankel in ons vrede en vreugde. Nie ons verlossing nie. Here, ons weet U het ons gered. Maar daar's van ons wat gered sit, maar wel geskit sit, Here. Dinge het begin uitmekaar val. En U het in gedagte vanoggend om vreugde en vrede te herstel. En toe ek gisterand hieroor bid, ek wil sommer net 1 of 2 woord gee, ek kan net jou oë so toe hou, het ek beleef dat jou wêreld is soms geskit, omdat die naaste aan jou nie volg soos jy volg nie. En dit maak seer. Imagine Jesus, hy stuur vir sy disippels, nie sy fisiese broers nie. Teen die tyd het hulle nog nie geglo nie. Jakobus het nog nie geglo nie. Dit maak seer, maar die Here sê die seer wat jy vanoggend voel, die seer wat jy gedurig voel, is die seer wat ek voel vir hulle. Dis die pyn wat ek voel. Dis nie noodwendig sleg nie. Hou aan bid, hou aan vertrou. Hy sal dit doen. Hy wil jou vrede restoreer. Hou op skuldig voel oor daai pyn. Dis van God. God het 'n manier om soms vir ons pyn te laat voel wat hy voel. Dit gee vir ons nuwe liefde vir daai geliefde. Die ander wat ek gevoel het is dat van ons sit hier en voel men, Here, hoe kan U my gebruik? En jy het in vrees begin lewe. 1 klein besluit het 2 geword, het 3, 4, 5. En jy is passief in die koninkryk soos daai 10. Want jy het by 1 vreesbesluit begin, maar dit het jou lewe geword. Jy het selfs op 'n plek gekom waar jy sê, dis nie vir my nie. Om gestuur te leef is nie vir my nie. Hierdie hele storie herinner ons oor wie dit gaan. Jesus. Jesus het te midde van al daai gevoelens deurgebreek in daai kamer en gesê, ek stuur julle. Dis nie van jou gereedheid nie, dis van jou gewilligheid waarvan dit afhang. Hy sê, hierso is dit, ek gee vir jou ook die autoriteit, ek gee vir jou ook die krag, go. En as dit jy is, wil ek jou vra om toegerus te word. As God met jou praat nou oor dit, word toegerus. Join 'n connect groep. Kom, do make disciples training. Leer hoe om iemand te engage met die gospel. He wants to use you, but he has put the church in place to equip the saints for the work of the ministry. En dit kan vir jou 'n praktiese stap wees. Nou Here, vanoggend kom ons en ons lê bloot hierdie dinge voor U. U sien selfs goed wat U nie in my openbaar het nou nie, in harte. En U wil dit restoreer. Here, restoreer 'n vreugde in ons harte. Die vreugde wat ons baie keer by Tannie Gisela sien, Here, gee dit vir ons. 'n Absolute skaamteloosheid dat Jesus leef en die graf is leeg. Dankie vir daai voordele, maar Here, ons aanvaar ook, dit kom met 'n verantwoordelikheid om gestuur te leef. Here, gebruik hierdie gemeente, gebruik my om by die verloor, die hulle hier buite uit te kom, Here. Die mense wat U nie ken nie, die mense wat U ontken, die mense wat rebelleer teen U. Here, gee ons 'n nuwe liefde vir die verlore wêreld. Die hele opstanding Sondag is gemarineer en gaan en maak disippels. Voor dit is dit Maria wat gestuur word. Gaan vertel. Na dit is ek stuur julle. In die hartjie van die kruisboodskap is nie net vergifnis nie, maar verkondiging. Here, mag ons nooit weer hierdie waarheid skei
van Paasweek nie. Die waarheid dat U ons wil gebruik en daar's 'n wêreld daar buite waarvoor U lief is. In die naam van Jesus. En almal sê, Amen. Amen.